Welkom by Kempton Kruin Gemeente. Ons is opgewonde oor die lewe en oor jou. Jy kan saam met ons kom bou aan 'n gemeente wat hoop, vertroue en egtheid vestig in die lewe hier in Kempton Park. By Kempton Kruin glo ons dat die Here ons geroep het om 'n oplossing te wees in hierdie gemeenskap. Hier by Kruin sê ons, huise wat Jesus volg, leef dit, waar ons bly, werk en speel. Dit is ons roeping en dit impliseer 'n teenwoordigheid van Jesus in elke faset van ons lewe. Ons glo dat elke mens Jesus ontmoet in en deur ander en in ons kwesbaarheid en menswees vorm ons koneksies deur stories. Waar Jesus sentraal is, sodat ons groei en balans kan leef, waar ons bly, werk en speel. Hierdie doel is wat maak dat ons bedieninge mense se harte raak en transformeer. En die mens in wat jy moet wees, uit God se perspektief. Kom ons vertel jou meer. Goeiemôre aan almal, Kempton Kruin Gemeente en die wat inskakel reg oor die wêreld. Baie welkom en ek hoop ook dat hierdie diens vanoggend vir jou van waarde sal wees. Ons gesels vandag oor hoe ons reageer of ons reaksie op iets. My kinders het heel goed gedoen op skool, trofees en balkies en goed gedoen op akademie, maar op 'n stadium het een van hulle minder lus gewees vir werk. Nie lus vir fokus nie. Maak nie saak hoe ek praat en dreig nie, hy het saak met die wêreld gehad. Daar gebeur minder as niks nie. Skryf nie eers 'n toets nie. En dis nou toe wat ek dit bietjie redelik verloor die een keer. Kyk, 'n kuipie sou gebloos het en by my kon leer. Het ek die reg gehad om vir hom vies te wees? Beslis, want daardie tipe optrede op daardie stadium van sy lewe beïnvloed die res van sy lewe. Het ek reg reageer? Beslis nie. Dit is nou 'n groter ding, maar daar's kleiner goedjies ook. Wie het al bestuur byvoorbeeld in 'n stil straatjie? Iemand voor jou stop nie, heeltemal by 'n stopstraat nie, en jy sien hoe die ander motoris absoluut ontplof, swaai vinger en vloek en skel en wys tekens. En is soms sulke tye wat mense net jou kop skud en dink, was daarom wragties nie nodig vir so 'n optrede nie. Dis 'n klein dingetjie wat ons uitfreek. Hoe tree kinders op as hulle vir jou iets vertel en jy reageer? Hulle sal nie weer vir jou iets sê nie. Because you've lost it again, sal hulle sê. Almal van ons ooreageer. Die vraag is nie of jy reg is of nie. Jy is of was waarskynlik reg. Jy's so oorreg dat jy op die ou end verskoning moet vra vir hoe jy gereageer het, terwyl die ander persoon die een was wat verkeerd was. Ons kan baie by onsself leer deur ons reaksies te monitor. En jy sal leer dat voorspelbaar is. Daar is 'n patroon. Sekere dinge trigger jou, dit druk jou knoppie. Dit sekere persoonlikhede, party optredes, taksies, kassiere wat mekaar skreeu en jou ignoreer. Sekere frases of woorde, soos, man, jy's nes jou pa of jou ma. Wat is daar 'n manier was om ons reaksies te gebruik vir iets goeds? Reaksies wat potensiaal het om iemand se lewe of die wêreld te kan verander. Jesus het gesê dat ons reaksies so kan gebruik dat ons mense om ons kan verander. In feite, Jesus het aangedring dat ons, sy volgelinge, die kuns van die onverwagse en die ongekende onder reaksie moet bemeester. Dis 'n kuns. Wow, jy behoort woedend te wees en jy is nie. Jy het haar of hom of hulle vergewe na wat hulle aan jou gedoen het. Jy behoort bly te wees dat daardie persoon gefaal het, maar jy doen nie. Jy help iemand wat jou seer gemaak het. En jy's nie bitter nie, jy's nie kwaad nie. Jy gaan nog aan met die verhouding en jy klink happy. Die kuns van onverwagse, ongekende onderreaksie. Wat doen so iets? Dit is wat Jesus verwag het van sy volgelinge. Die onderreaksie. Dit het 'n impak baie groter as oorreageer. Die onderreageer reaksie. Jesus het konflik, verwerping
en om sleg behandel te word deur ander as 'n geleentheid gesien. Ons praat van aksies en dade wat harder praat as woorde, maar Jesus sê, jou reaksie praat harder as jou woorde en dade. Jou dade is net 'n gedeelte van jou storie. Dis wanneer iets uitkom wat mense nie ken nie. In feite, jy ken nie regtig iemand totdat jy gesien het hoe iemand optree in sulke situasies nie, in negatiewe omstandighede nie, of wanneer jy dalk verwerp is nie. As ek en jy nie daarop let nie, dit leer en inoefen nie, dan is ons dieselfde as die wêreld daar buite. Dis maklik om ons te gedra wanneer dinge reg gaan. Ons act die part wanneer dinge goed gaan, maar ons reaksie gee ons weg wanneer ons knoppie gedruk word. Wanneer dit gebeur, sê Jesus, jy het jou geleentheid gemis. Dalk luister jy en jy is nie 'n Christen nie en jy het waarskynlik 50 redes waarom jy nie een is nie. As jy jou storie vertel, sal ek waarskynlik sê, "Wow, ek verstaan." Een van die redes kan ek sommer nou ook al sê waarom jy 'n probleem het met Christene, is nie soseer dat jy 'n probleem het met wat ons glo nie, maar eerder dat Christene nie lyk of hulle oortuig is in dit wat hulle glo nie, oor die manier hoe ons reageer op situasies, die manier hoe ons reageer teenoor mense waarvoor ons lief is, teenoor mense van wie ons nie hou nie, teenoor politiek en kultuur. Jy kyk na hoe ons reageer en jy dink, ek glo nie jy glo in die God wat jy wil hê ek moet inglo nie. Want as jy regtig in hom geglo het, sal jy nie so reageer nie. Jy sou hom met meer oortuiging gedien het. En 'n meer oortuig was in God wat jy dien. Jy kyk vir my en sê, sorry, I don't buy it. Is dit jou ondervinding is met Christene of die kerk? Wie kan jou blameer? Ons is die wat sê, God is liefde. En jy wonder, waar is die liefde? Die wêreld kyk na ons en dink, dis nie wat jy glo nie. Anders gestel, julle gebruik net godsdiens om te kry wat julle wil hê, totdat iets in jou pad kom en dan tree jy op soos die wêreld. As dit jou ervaring is, moet ons as Christene jammer sê, want hoe Jesus opgetree het, is regtig waarna gekyk moet word. Goed, terug na die Christene. Ons reaksie is waarskynlik die grootste geleentheid om aan die wêreld te sê, ek glo wat ek claim om te sê, ek glo. Ons reaksie sê meer oor die oortuiging van God as enige iets anders wat ons doen. Dit sê meer as ons dade, ons preke, ons lofgesange. Kom ons stel dit so. As iemand jou oortuiging in God moes evalueer, gebaseer op hoe jy reageer op situasies, hoe seker sou hulle wees in jou sekerheid in 'n soewereine God? As jy so absoluut seker dat God met jou is, hoe sal jy jou reaksie verander wanneer dinge nie jou manier gaan nie? Hoe ons reageer, ons reaksie is ons grootste geleentheid en dit is wat Jesus ons geleer het. Kom ons lees bietjie wat Jesus gesê het. Baie van julle ken hierdie en die wat nie Christene is nie, het dalk alself van hierdie woorde gebruik of hierdie quotes gebruik en nooit geweet dat dit eintlik Jesus is wat dit gesê het nie. Luister na hierdie en sien hoe ons reaksies behoort te vorm wanneer daar moeilike tye is, wanneer ons knoppies gedruk word en wanneer daar beproewinge is. Dalk klink dit onprakties vir jou, maar dink hoe onprakties dit was vir die oorspronklike gehoor. O ja, en Jesus gee nie hier voorstelle nie. Miskien moet ek daaraan dink nie. Dalk wil julle hierdie oorweeg nie. Dit word geskryf as 'n moet. Dit is iets wat jy moet doen. Dis noodsaaklik. Met ander woorde, as jy vir Jesus volg, dan lyk dit so. Dan reageer jy op hierdie manier. Matteus 5 vers 38. Met die bergrede sê Jesus die volgende: Julle het gehoor
dat daar gesê is. 'n Oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Ons hoef dit regtig nie eers weer te hoor nie. Ons weet, dis soos die wêreld dink. As iemand iets aan my doen, dan doen ek dit terug. Of nog meer, ek sal hulle wys. En dan word jy nog gecheer ook. In 5:39, maar ek sê vir julle, julle moet nie teen kwaadwillige mense verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Ons praat nou nie hier van self-defense nie, want dit is instinktief. Wat Jesus hier bedoel, is retaliation, vergelding. Moenie evil met evil antwoord nie. Moenie reageer teenoor mense wat nie jou beste belange in gedagte het nie. Moenie op dieselfde manier reageer teenoor mense wat jou idees steel, wat krities is teenoor jou, wat jou selfbeeld afkraak. Moenie reageer op die manier wat ander verwag dat jy sal reageer nie. Moenie reageer soos ander sou reageer nie. Moenie jou geleentheid met iemand mis. As iemand jou slaan, draai die ander wang. In konteks van daardie tyd het 'n regterwang beteken dat iemand jou insult. Met ander woorde, jy is op hierdie manier geslaan. Omdat meeste mense reghandig was, het hulle jou nie so geslaan nie, maar op daai manier. Wanneer jy so geslaan het, was dit 'n belediging. Pick a fight, daag iemand uit. Vat die aas asseblief en argumenteer jouself uit vrede uit jou etiese en morele Christenskap. Jesus sê, moenie byt nie, draai die ander wang op so 'n manier dat jy mense skok, dat jy mense verstom. In vers 40 gaan hy na die hof. Ons howe en regstelsels is baie beter as die eerste eeuse regstelsel. Een van die redes waarom dit soveel meer fair is as gevolg van die leringe van Jesus. Hierdie leringe van Jesus en sy manier hoe sy volgelinge dit toegepas het, was die grondslag van die westerse wêreld soos ons dit vandag ken, waar elke man en vrou en kind eweveel waarde het. Dit kom van Jesus se leringe. Dis nie evolusie of kulturele ontwikkeling nie. Dis Jesus wat daardie saadjie geplant het in die eerste eeu. Vrouens, of jy 'n Christen is of nie, almal behoort 'n I love Jesus bumper sticker op hulle karre te hê. Die saad wat Jesus geplant het in terme van waardigheid vir vroue in die eerste eeu, dit het met Jesus begin. In vers 41 sê hy dan, as iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, doen dit vir hom vir 2 kilometer. Hulle het nie kilometers gehad daardie tyd nie, ons noem dit 1000 tree. As jy 1000 tree voorgevra word, doen 2000 vir daardie persoon. In daardie dae kon enige godsdienstige leier of Romeinse official of die laagste Romeinse soldaat iemand stop en dan instruksie gee om hulle goed vir hulle te dra. Dit was die wet. Dit is soos dit was. Jy moes eenvoudig stop waarmee jy besig was, maak nie saak waarmee jy besig was nie, en jy moes fisies iets dra. Enige plek toe wat versoek was. Nie meer as 1000 tree nie. Mense het dit gehaat. Die Romeine het hulle land beset en hulle is vasgevang gevoel. En hulle het dit gehaat om dit te doen. Jy het nie eers oogkontak gemaak as hulle verbykom nie. Dis don't pick me, don't pick me. Wanneer jy gepiek is, dan moes jy eenvoudig, kan jy nou dink, dit dra en kan jy dink met watse houding is dit gedoen. En dan kom Jesus en beveel hulle, sonder om te kla, met 'n positiewe houding. Ek is oortuig dat die mense wat by Jesus was daardie tyd, het goed iets gesê soos nie magtig, dit doen ek nie. Wat 'n belaglike preek is dit hierdie? In vers 43 sê hy, jy het gehoor, wees lief vir die wat jou lief het, haat die wat jou haat. Dis mos hoe die wêreld werk. Return the favor. Iemand is vyandig teenoor my, of my familie, ek doen dieselfde terug aan hulle.
Maar Jesus sê dan in vers 44, wees lief vir hulle, bid vir hulle. Bid? Ek moet eerlik wees, selfs as predikant. Ek bid skaars vir die mense van wie ek hou. Dis mos maar vir my en die kerk en die kinders en so vinnig in general, maar bid vir my vyand? Wie doen dit? Ek dink nie veel mense doen dit nie. Daardie gehoor van Jesus was teen die tyd seker al goed geïrriteerd. Dinge is daarom net te belaglik wat hy nou hier kwytraak. En dan sê hy hoekom. Dis nie opsioneel nie. Dis essensieel 101. Jy moes net bid en glo en as jy mos nou gered en sulke dinge. Dan jy mos 'n kind van God. Dis nie waarvan Jesus praat nie. Ek wil hê julle moet optree soos julle Vader in die hemel. Dit beteken om te reageer teenoor mense en dinge, soos wat die Vader teenoor jou gereageer het, of steeds reageer. As ons wil weet hoe God was, volg Jesus in evangelies. Hy was hier in liggaam, ons God. Die wat nie Jesus volg nie, hoe vind hulle uit hoe God is? Soos Jesus sê, deur na julle te kyk. Nie ons act nie, almal kan act. Nie wat jy sê nie, maar hoe jy reageer. Hulle kyk hoe jy reageer, want hoe jy reageer, dit is jou grootste geleentheid om te wys hoe ons hemelse Vader lyk. Want jy behoort te reageer soos jou hemelse Vader gereageer het. Ons aksie sê een ding, maar hoe ons reageer, vertel 'n hele ander storie. Dan gaan hy aan in vers 46. As jy net liefhet die wat vir jou liefhet, wat se loon of erkenning kan jy verwag? Moet ek erkenning kry? Ek dog ons moenie erkenning kry nie. Natuurlik, dis die punt van hierdie preek. Jy moet erken word, nie vir jou morele waardes of jou etiese praatjies nie. Nee, jy moet erken word aan jou onder reaksie oor die manier hoe jy mense skok, op die manier wat jy reageer teenoor mense en die omstandighede, harde tye, dinge wat met jou gebeur, hoe jy gereageer het, hoe jy reageer soos iemand wie 'n God het wat persoonlik betrokke is in jou lewe. As jy werklik oortuigend glo in jou hemelse Vader, want niemand neem kennis wanneer jy net liefhet, die wat maklik is om lief te hê nie. En dan gaan Jesus nog verder in vers 46. Is dit nie wat die tollenaar ook doen nie? Almal het tollenaars gehad. Dink maar aan die groep mense waarvan jy die heel minste hou, politici, dalk die EFF of wie ook al. Selfs hulle kom oor die weg met hulle vriende. So wat 'n badge soek jy dat jy dit kan doen? Sunny kom oor die weg met iemand wat van Sunny hou. Hier's 'n badge vir jou. Het niemand nog ooit gesê nie. Jesus het gesê, jy moet erken of erken word aan jou reaksie wat mense sal verras. As jy net met jou eie mense en net jou eie mense verwelkom, eende van my dam, waarmee is jy dan besig? As jy net eende van jou dam verwelkom, wat doen jy anders as die res van die wêreld? Ons moet uitstaan vir ons onder reaksie. Reaksie teenoor pyn en verwerping, beledigings, wanneer mense jou dinge ontneem het. Dis die tipe erkenning wat ons moet kry. Want dit is 'n refleksie van hoe God ons Vader teen ons sonde gereageer het. Hoe jy reageer, reflekteer die liefde van ons hemelse Vader. Kyk hoe som hy dit dan op in vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Jesus bedoel nie hier moreel perfek of eties perfek nie, of perfekte besluit nie, dit is ook belangrik, maar dis nie waarvan hy praat nie. Hy bedoel, reageer teenoor mense wat een ding verwag, en dan off guard gevang word deur jou reaksie daarop. Soos jou hemelse Vader perfek gereageer het teenoor jou. Jou sondes. Draai die ander wang,
Stap die ekstra myl, bid vir jou vyande. Hy is die een wat vir ons gesterf het, nie andersom nie. Al wat hy sê is, volg my, ek het vir julle gesterf. En hy vra een ding, wees lief vir mense. Nie soos hulle lief is vir jou nie, soos jy wil lief hê nie. Wees lief vir mekaar, soos ek lief is vir julle. Wees perfek, soos jou hemelse Vader. Moenie reageer wanneer ander doen nie. Reageer asof jy jou hemelse Vader reflekteer. Dit is wat mense se aandag trek. In die eerste 3 eeue van die vroeë kerk. Hoekom? Ons Christene is tog nie anders as daardie tyd nie. Ons kan ook so maak. Prakties. Al is jy nie 'n Christen nie, hier is wat jy moet doen. Leer die kuns van onderreageer by die huis. Nie by die werk, met die bure en by die buurtwag, by WhatsApp groep nie. Net by die huis. Want as jy hierdie manier van dink kan inoefen, sal dit lewensveranderend wees. Dis wat jy doen. Net een ding wat jy by die huis met jou kamermaat of jou gesin of hoe dit ook al aan mekaar gesit is. Een ding wat jou vies maak, wat jou knoppie druk, wat jou ongemaklik maak, wat jou aura versteur, dit wat jou irriteer. Iemand mag dalk iets sê vir jou. En dink hoe jy gewoonlik reageer daarop. My gesin het die manier om wanneer ek 'n bietjie kras gepraat het of my wip vir iets, vir my te sê, is dit nou 'n predikant moet optree? Kyk, dan sien ek rooi. Vra jouself die vraag af, hoe sal ons hemelse Vader gereageer het? My antwoord behoort iets te wees, al was die ander persoon verkeerd. Ja, ek het nie gereageer soos my God sou reageer nie. Vind een ding waarin jy kan werk en reageer anders en verras jou mense met hoe jy gaan reageer. Hulle gaan waarskynlik sê, wie's jy? Wat met jou gebeur? Wie's die persoon wat actually vir my luister en my nie uitvreet nie? Christene, ons reaksies as Christene sê meer oor ons vertroue in God as enige iets anders in hierdie wêreld. Reageer teenoor die wêreld soos God teenoor ons reageer. Wees lief soos Jesus, soos hy lief was vir ons. Daardie tipe optrede verander dinge in die wêreld, soos die begin van Christendom. As ek en jy dit reg kry, kan ons hierdie wêreld verander. Amen. Kom ons bid saam. Troue liefdevolle hemelse Vader, help ons om te onder reageer op dinge. Wanneer dit met ons gebeur daar buite, wanneer dit sleg gaan en wanneer ons beproef word. Ons weet dat die verantwoordelikheid by ons as Christene lê om U te reflekteer op aarde met die manier wat ons reageer. Help ons om teenoor die wêreld te reageer soos wat U teenoor my reageer, sodat ons saam hierdie wêreld kan verander. Amen.